Rinus van Sion in Parys, ek groet jou in hierdie vakansietyd. Vertrou jy het gister 'n wonderlike dag gehad saam met jou familie en vriende en geliefdes. En mag vandag ook vir jou 'n dag van rus wees, maar steeds is ons elke dag in die woord. Vanmôre praat ek met jou oor jou getuienis. En ek lees vir jou uit Openbaring 11 vers 11 en 12. Maar na 3,5 dae het die lewende gees van God in hulle gekom. Toe hulle op hulle voete oorent kom, het 'n groot skrik almal wat hulle gesien het oorweldig. Hulle het ook 'n kragtige stem van die hemel af hoor sê, kom op hierheen. Hulle het toe in 'n wolk na die hemel toe opgevaar, terwyl hulle vyande toe kyk. Hierdie getuienis is voorbeelde van wat jy kan wees in die laaste dae waarin ons leef. Jy moet die evangelie met mense deel. Ja, jy sal emosioneel en verbaal aangerand word, verstoot word, uitgesluit word, nie na die partye genooi word nie. Maar weet jy wat sal gebeur? 3,5 dae later sal jy opstaan. Daar sal 'n veerkrag in jou stap en vreugde in jou hart wees, terwyl jy jouself emosioneel opbeer. Daar is niks soos om jou geloof te deel nie. Selfs al word jy neergeslaan, aangerand, uitgesluit, sal jy jouself herleef. As jy voel dat jou verhouding met die Here stagnant of vervelig is, getuig. Ek waarborg jou soos die 2 getuies in Openbaring 11, dat jy na die hemelse plekke weggeraap sal word. Getuienis is die belangrikste manier wat ek gevind het om te sien hoe my eie geloof herleef en vernuwe word. Jesus het nie vir ons gesê om die evangelie te verkondig omdat hy wil hê ons moet elendig wees nie. Inteendeel, hy het gesê, gee en vir julle sal gegee word. 'n Goeie maat, ingedruk en geskit en oorlopend sal hulle in julle skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Mag ek en jy in hierdie dag opnuut die vreugde vind in die evangelie boodskap van Jesus Christus. Die Here seën jou. Amen.